Hoofstuk 13 en ons gaan vandag verder in ons studie hier in Markus hoofstuk 13. Alraai. Padtekens of padaanwysings is baie belangrik. Baie belangrik. Nou van julle wat so 'n bietjie ouer is soos wat ek ouer is, wat nog padkaarte gebruik het en actually weet hoe om iets soos 'n padkaart te gebruik, sal weet dit is baie belangrik om padbordjies ook raak te sien, want daar is nie een of ander vrou se stem wat vir jou sê oor 200 meter draai links of so nie. So padtekens, padaanwysings, padbordjies is alles baie belangrik. En ek weet nie of jy al ernstig in jou lewe dalk 'n belangrike padaanwysing gemis het nie en te verdwaal het nie. Ek en Esther, eerste voldag van ons honeymoon, ry ons van Deniseville daar langs die Vaalrivier af Anderburg toe en ek het op daai stadium maatskappy motor Jeep Cherokee gehad en ek besluit met so 'n motor moet ek so naby as moontlik aan die berge bly. Okay? So ons gaan al die afdraai paadjies in die naaste paadjies ry. Die enigste probleem is die kaart wat ons gehad het was 'n nasionale kaart. Dit was 'n ou ene. Hy het baie van die kleiner teerpaaie nie opgehad nie. Hy het niks van die grondpaadjies opgehad nie. So ons moes toe nou na naambordjies vind en ons ry nou daar deur Golden Gate verby Sterkfontein Dam, ernstig voor Winterton draai ons reg sodat ons so naby as moontlik aan die berge bly en ons pikkel daardeur. En op 'n stadium hier ernstig suid van Giants Castle ry ons nog so en hier loop die pad dood. Hier's 'n hek. En ons is soos, ek het nie idee meer waar ek is nie. En ek klim uit en nou kyk ek dit en hier kom so stadig, kom 'n ou swart man aangestap. En ek vra vir hom, "Hey, ek is op pad na Anderburg toe." En hy kyk my so en hy sê vir my in goeie Engels, "Sir, you are hopelessly lost. Turn back," en daar draai om en hy loop. En ja, ons moes toe omdraai en toe het ons op die ou ende baie laat by ons eindbestemming aangekom. Maar dit is wat gebeur wanneer jy padtekens nie volg nie. Wanneer jy 'n belangrike teken mis. Jy eindig op 'n plek waar jy hopelessly lost is. En ons moet dus die tekens oor die toekoms mooi verstaan en seker maak ons volg hulle. Nou laasweek het ons gesien dat 4 van die apostels het vir Jesus gevra in Markus 13 vers 4, "Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word?" En vandag gaan ons sien dat Jesus gee 'n duidelike teken van wanneer. So kom ons lees ons teks vir vandag saam. So vanaf vers 14 tot by vers 27. Dis Markus 13 vanaf vers 14. Sê, "En wanneer julle die gruwel van die woesting waarvan al gespreek is deur die profeet Daniël sien staan waar dit nie hoort nie, laat hom wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is na die berge vlug." En ek lees uit die ou vertaling vir die van julle wat nie weet nie. "En wie op die dak is, moet nie afkom in die huis in en ook nie ingaan om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai na wat agter is om sy kleed weg te neem nie. Maar wee die vrou wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter mag plaasvind nie, want daardie dae sal daar 'n verdrukking wees soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskaap het tot nou toe en ooit nooit sal wees nie. En as die Here die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. En as iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het julle alles vir julle vooruit gesê. Vers 24. Maar in daardie dae, na die verdrukking, sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemel is, sal geskit word, en dan sal hulle die seun van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid.
en dan sal hy sy engele uitstuur, en nou sal sy uitverkones uit die 4 windstreke versamel, van die einde van die aarde af, tot by die einde van die hemel. Nou in vers 28 en verder in die gedeelte gaan Jesus, en hy pas hierdie wat hy nou vir hulle geleer het, toe. Hy verduidelik vir hulle, wat moet hulle doen met hierdie teken, op die ouene. Maar ons gaan dit nie vandag hanteer nie, en dis hoekom ek daar stop in vers 27, en nie die res, so half in die middel stop. So ons opskrif vir vandag is, die gruwelike teken, die groot verdrukking, en die wonderlike koms van Jesus. Die gruwelike teken, die groot verdrukking, en die wonderlike koms van Jesus. Kom ons kyk dan na vers 14. Sien, wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan daar gespreek is deur die profeet Daniël sien staan, waar dit nie behoort nie, laat hom wat lees oplet, dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Nou, hulle het gevra, wat is die teken? In vers 4, wat is die teken? Hier gee Jesus vir hulle die teken. En hierdie teken is die gruwelike teken, dis 'n gruwelike teken. So kyk na vers 14 weer, en Jesus sê, en wanneer? Jesus sê nie, en as nie. Hy sê wanneer, hierdie gaan gebeur, hierdie is vas bepaal. En maar wat gaan gebeur? Die teks sê, en wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan waar dit nie hoort nie. Okay, so dit is die teken, en dit is iets waarvan Daniël gepraat het. Daniël het gepraat van hierdie gruwel van die verwoesting. En daar's 3 plekke in Daniël wat praat van 'n gruwel, of in een plek is dit 'n verskriklike gruwel, en 'n ander plek het dit die idee van verwoesting of leegmaking saam met dit. Dis in Daniël 9 vers 27, Daniël 11 vers 31 en Daniël 12 vers 11. Okay, nou julle moet nou saam met my bly, okay? Want ons gaan kruisverwysings toe en ons gaan hierdie tyd van die jaar aan die einde van eksamen selfs wiskunde doen. Okay. Bly saam met my. Toe ons deur Daniël gepreek het en daarna gekyk het ons gesien dat Daniël 11 vers 31, so dis een van daai 3, was vervolg gewees deur Antiochus Epiphanes, 168 voor Christus. Dis 'n klein bietjie anderste, maar hy soos 'n voorsmaakie, soos 'n tipe van die groter een wat gaan kom. Daniël 12 vers 11 se gedeelte is net 'n vinnige verwysing en dit praat dan net van die hoeveelheid dae na daai voor die einde. Okay, dis waarvoor daai vers daar is. So Daniël 9 vers 27 is die belangrike ene. Een wat ons na weer moet gaan kyk na. So blaai na Daniël 9 vers 24. Daniël 9 vanaf vers 24 is waar ons gaan begin. Nou wat hier gebeur is, Daniël is besig om Jeremia te lees. Hy is besig om te lees oor die feit dat die ballingskap gaan vir 70 jaar lank wees. En Daniël bid dan dat God se openbare wil wat hy vir hulle gesê het, sal gebeur. Hy bid in lyn met God se wil. God gebruik Daniël se gebed op die ou ende, beantwoord dit en stuur hulle terug. Maar dis in hierdie tydperk wat Daniël daaroor bid en hy's besig om te dink aan die toekoms van Israel en wat gaan gebeur, dat God vir Daniël antwoord, sy gebed antwoord deur die engel Gabriël na hom te stuur. En God verseker vir Daniël, dit wat God besluit het ten opsigte van Israel sal gebeur. Maar dit gaan nie net tot by die einde van die ballingskap nie, dit gaan baie verder vorentoe. En dan is ons nou in vers 24. So Daniël 9 vers 24. Dit sê 70 sewetalle is oor jou volk. So hierdie te doen met God se volk, God se interaksie met sy volk Israel. So 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal om die goddeloosheid te volëindig, om die maat van die sondes vol te maak, om die ongeregtigheid te versoen en om 'n ewige geregtigheid aan te bring. Daai praat van redding, sonde wat hanteer is. Okay, en daar's versoening. Dit praat van die kruis hierdie. En dan sê om 'n ewige geregtigheid aan te bring en om gesig en profeet te beseël en om wat hoog heilig is te salf. Nou, toe ons in Daniël was, het ons gesien dat 70 sewetalle of sewetalle net in die Bybel praat altyd van sewetalle van dae, so 7 dae is 'n week. Okay, so sewetalle kan praat van dae of dit kan sewetalle van jare wees. Dis die enigste 2 maniere hoe daai gebruik was.
En ons gesien dat hierso moet dit 7-talle van jare wees. So ons praat van 70 7-talle van jare. So 70 maal 7 is 490 jaar. So in 490 jaar gaan hierdie dinge gebeur en gaan gesig en profeet beseël word, gaan klaarmaak. So dit wat God beplan het vir sy volk gaan in 490 jaar gebeur. Hierdie gee dus vir ons 'n tydwerk, dit gee vir ons 'n raamwerk, dit gee vir ons padtekens, nê, en rigting van hoe hierdie dinge gaan lyk. Vers 25. So nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en tot op te bou, tot op 'n gesalfde, en hierdie is jomentlik Jesus Christus, 'n vors, is 7 7-talle en 62 7-talle lank. Sal dit herstel en opbou word met pleine en slotte, maar in tye van benoudheid. So in vers 25 word hierdie 70 word nou opgedeel in 7 plus 62 wat 69 is. So daar's nog 1 week oor, daar's 1 week kort. Maar wat hierdie vir ons leer is dat die eerste belangrike tydperk is hierdie 69 weke. Dis die belangrike tydperk vir die Jode in hierdie profesie. In hierdie tydperk 69 maal 7 is 483 jaar lank. Ons sien hierso in vers 25 ook die begin van hierdie tydperk. En ons sien die beskrywing van die einde van hierdie tydperk. Dit sê van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op 'n gesalfde. So dis die twee begin en uitpunte. Okay, so vanaf daar 'n bevel is om Jerusalem te herbou totdat die gesalfde kom, die Messias, daai woord beteken Messias. Dis die tydperk 480 jaar. Nou wanneer daar 'n bevel uitgegaan om Jerusalem te herbou in 445 of 444 daar rond het koning Artasasta, of sy ander naam is koning Artaxerxes, Nehemia beveel, om die mure van Jerusalem te gaan herbou. Ons lees daarvan in Nehemia 2. So dis jomentlik die begindatum van 445 of 444 voor Christus af. As jy dit dan vorentoe vat, 483 jare vorentoe gaan, en jy hou in gedagte dat in profetiese jare is dit gewoonlik 360 dae en nie 365 dae in 'n jaar nie, dan kom jy uit op die jaar 33 na Christus. Dis min of meer wanneer Christus se bediening geëindig was, wanneer Christus sterf het op die kruis. Daar's ouens wat hierdie wil gaan presies uitwerk tot op die dag wat hy sê nou maar in Jerusalem ingegaan het of die dag wat hy op die kruis gesterf het. Ek dink daai is baie moeilik en daar's baie kompleks en daar's soveel goed om in ag te neem. Dis nie nodig nie. Maar wat duidelik is dat hierdie profesie pas in van die bevel af dat Jerusalem herbou moet word tot Christus. Pas baie duidelik in daai tydperk. Maar dit los ons met nog 1 week, 'n laaste week. Kyk dan na vers 26. Na die 72 7-talle, so na daai tydperk, sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. So na hierdie tydperk, aan die einde daarvan, gaan hierdie gesalfde wat kom, gaan hy uitgeroei word. En daai woord uitgeroei, soms in die Ou Testament praat daarvan as iemand ter dood veroordeel word en dan doodgemaak word. So die Messias gaan doodgemaak word, dis waarvan dit praat. Maar dit is nie net die Messias wat gaan vernietig word nie, dit is ook Jerusalem en die tempel. Kyk net verder na vers 26. Sê na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, en die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Daai is Jerusalem en die tempel, die stad en die heiligdom. Maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. So na die Messias, na Christus se kruisdood, gaan die stad en die heiligdom, die tempel verwoes word in 'n baie onstuimige tyd van oorlog en verwoesting, 70 AD. En deur hierdie gaan hierdie gedoen word. Wie gaan hierdie verwoesting bring? Die teks sê die volk van 'n vors wat sal kom. En as jy, toe ons deur Daniël gegaan het, as jy net weer dink aan Daniël, het ons hierdie vorige visioene, Daniël 2 en ons het Daniël 7, dan moet hierdie verwys na daai laaste dier, Dit moet verwys na die bene van yster. Dit moet verwys na Rome. Dis Rome wat hierdie gaan doen. En ons weet dat Jerusalem en die tempel vernietig was deur die Romeine
van 68 tot 70 na Christus het dit gebeur. Maar wie is hierdie vors wat gaan kom? Hy beskryf hierdie vors wat gaan kom, en is asof ons hom verstaan wie dit moet wees. Gabriël verwag dat Daniël en dus ons moet weet wie hy is. So dit beteken weer eens as jy die res van Daniël gelees het, dan moes jy al reeds geweet het wie hierdie is. En al wie hierdie kan wees, is die kleinhoring van Daniël 7. Dis die anti-prins, word hy genoem op een plek, hy is die anti-Christus. So ons het gesien dat na die 79 weke gaan die Messias doodgemaak word, en Jerusalem in die tempel gaan vernietig word. Maar ons weet nog steeds nie lekker wanneer pas hierdie laaste week in nie. Kyk, waar begin dit nie? Kyk na vers 27, en hierso is die koneksie nou na ons teks toe, in Markus. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. So hier is ons laaste week. Kyk, hier is die laaste enetjie. Hy 7, hy sal 1 week lank hierdie doen, 7 jare. En tydens hierdie 70ste week maak die anti-Christus sien ons met die baie 'n verbond. En hierdie baie sluit primêr die Jode in. Maar die anti-Christus, soos ons gesien het toe ons in Daniël was, is 'n bedrieër. Dit is hoe hy funksioneer, en al die tipes, die ouens wat na hom toe wys, is ook almal bedrieërs gewees. So in die middel van hierdie 7 jaar tydperk gaan hy breek hierdie verbond. Kyk na vers 27 weer. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van die gruwel sal daar 'n verwoester wees. Daar's ons aanhaling van Markus af. Hierdie is die teken wat Jesus gee. So hierdie gebeur in die middel van hy laaste week, van hy laaste 7 jaar. En wat is die helfte van 7? 3,5, okay? Hierdie tydperk van 3,5 jaar was reeds in Daniël al gepraat van gewees. So weer eens, as jy Daniël se agtergrond het, dan verstaan mens die dinge beter. So Daniël 7 vers 25 het gesê dat God se mense en die tempel gaan in die hand van die kleinhoring, die anti-Christus, gegee word vir 3,5 tydperke, of 3,5 jare lank. 'n Tyd en tye en 'n halwe tyd. Dis hoe Daniël daarvan praat. Ons sien hierdie selfde tydperk van 3,5 jaar in Openbaring ook. Okay, so bly saam met my. Okay, moenie as jy die gedagtes, ander kant weg nie. Okay, gaan saam met my. Openbaring 11 vers 2. Maar die voorhoof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Okay, 42 maande as jy die somme gaan doen, 3 maal 12 is 36, plus nog 6, half jaar, okay, 3,5 jaar. Openbaring 12 vers 6. Sien ons dieselfde tydperk. En die vrou, dis jomentlik Israel hierdie, die Jode, het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het, wat deur God gereed gemaak is, dat hulle daar haar sou onderhou 1260 dae lank. Weerens as jy die somme doen en jy werk op 30 dae per maand, 360 dae per jaar, dan werk dit uit op presies 3,5 jaar. Kyk, Openbaring 12 vers 14. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou aan Israel gegee, sodat sy na die woestyn haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang, van die draak, van Satan, en daai hoofstuk sê dit baie duidelik, is die Satan wat dit doen, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd lank van sy wees. Daai is presies Daniël se woorde van hierdie 3,5 jaar beskryf, is sy manier van dit sê. En 'n tyd is vir 1, tye is vir 2, en dan die halwe tyd is vir 'n halfte. Okay, so 3,5 jaar weer, presies dieselfde. En dan in Openbaring 13 sien ons die dier wat opkom, dit is die anti-Christus, en dan sê dit in vers 5, en 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godlastering uitspreek. Daai sien mense in Daniël dat hy dit gaan doen ook, die anti-Christus, die klein horingkie, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. Weereens 3,5 jaar. So kom ons som net op dit wat ons sover gesien het. Okay, wat ons nou bymekaar gemaak het sover. Daar is 'n laaste 7 jaar tydperk waarin alles vervul sal word wat God vir sy volk, die Jode, beplan het. Die anti-Christus gaan 'n verbond sluit met hulle vir daai tydperk lank, vir die 7 jaar, maar hy gaan dit breek in die middel van daai 7 jaar, die 3,5 jaar. En dan kom daar 'n tydperk waarin die Jode gaan moet vlug en waarin God hulle gaan beskerm. Dis wat ons sover gesien het.
Wanneer begin hierdie 3,5 jaar? Daniël en Jesus sê wanneer die gruwel van die verwoesting kom. Okay, so nou kan julle weer terugblaai na Markus hoofstuk 13. Nou kan ons weer verder kyk daarso na hierdie teken. So ons moet vra, wat is die gruwel van verwoesting? Wat is hierdie? Kyk weer na vers 14. En wanneer julle die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan waar dit nie hoort nie. Okay? So eerstens dit word beskryf as 'n gruwel, in die ou vertaling sê van die verwoesting. En omtrent al die Afrikaanse vertalings vertaal dit met daai woord verwoesting. Maar daai selfde woord kan beteken dit wat woes laat. Dit wat woestheid gaan nalaat. Dit wat leeg maak. Die meerderheid van die Engelse vertalings noem dit the abomination of desolation. To make desolate. Okay, is om iets verlate te maak, nê? Agtergeblewe te laat, dat dit nie meer gebruik is nie. So hierdie gruwel is iets wat verlatenheid gaan bring, dat iets woes word, nie meer gebruik word nie. En die woord net gruwel vir 'n Jood, ek in Ou Testament die gebruik verwys gewoonlik na heidense aanbidding wat onrein is, wat walglik is in 'n Joodse oë. Dis 'n gruwel vir hulle. Okay, so heidense aanbidding, onreinheid, dis wat 'n gruwel is. 'n Goeie praktiese voorbeeld hiervan is daai Antiochus Epiphanes, dit wat hy gedoen het in 168 voor Christus. Daniël beskryf dit as 'n verskriklike gruwel. En wat hy gedoen het is, toe hy gekom het en hy het die Jode oorwin, kom hy in die tempel in, hy bou vir hom 'n altaar vir Zeus bo oor die altaar van God en hy offer varke bo op daai altaar. Okay, so dit is 'n gruwel. Dis 'n prentjie, daai is soos 'n tipe van die finale ene. So die gruwel van die verwoesting is dus iets te doen met heiding en valse aanbidding wat juis gedoen word om die aanbidding van God te skend. Dat die aanbidding van God nie meer kan gebeur nie. Dit word nou onrein. Maar waar gaan hierdie gruwel opgestel word? Maar kyk weer na Jesus se woorde hierso. Sê wanneer die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan waar dit nie behoort nie. Waar dit nie behoort nie. Waar is die plek wat iets so gruweliks heidense aanbidding nie hoort nie? In die tempel, in die rein plek, in 'n heilige plek. En dit is wat Jesus sê in Matteus. Hy sê dit baie duidelik in die Matteus gedeelte, Matteus 24 vers 15. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom. Okay, so in die tempel. So hierdie is vals aanbidding wat opgestel gaan word in die tempel waarvan die doel gaan wees om die tempel so onrein te maak, te onteer, so besoedel te maak dat dit nie meer gebruikbaar is nie. Dat die Jode dit nie meer sal gebruik nie. En Jesus gee nog meer inligting oor hierdie vir ons daar in vers 14. Kyk weer na daarna. Wanneer julle die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan waar dit nie behoort nie. Nou daai woord staan is 'n manlike deelwoord. Okay? Manlike deelwoord is 'n participle, is amper soos 'n werkswoord. Okay? Dis nie neutraal nie, dit is taalkundig vreemd. Okay? Hy moet 'n punt maak daarmee en die punt is dit wat daar staan is nie 'n dit nie, dit is 'n hy. Want dit is 'n hy wat daar moet staan volgens daai taalstruktuur. So die gruwel is gekonnekteer aan 'n persoon. Hierdie persoon gaan die tempel onrein maak deur wat hy in die tempel gaan doen. Vraag is daar nog ander verse wat vir ons hierdie leer en vir ons iets meer hierso wys. En die antwoord is daar is ja. 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4. So laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van die sonde moet geopenbaar word, die seun van die verderf. Daai is die anti-kris, die mens van die sonde, die seun van die verderf. Die anti-kris gaan eers moet kom. Hy gaan hy verbond moet maak. Die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Daai is die gruwel van verwoesting. Okay, daar het ons nou dit als bymekaar.
Daai is die teken dat die einde naby is. Daai is die begin van wat Jesus in Markus net noem die verdrukking wat erger is as enige ander en wat hy Matteus noem die groot verdrukking. So die anti-kris gaan hierdie verbond met die Jode wat hy maak vir hulle en waarna hy oomblik hulle aanbidding gaan toelaat vir 'n tydperk, gaan hy breek en dan gaan hy homself gaan plaas in die tempel en hy gaan sê almal moet hom aanbid. En as jy dit doen, dan gaan jy 'n merk kry. Wat sê jy het my aanbid? As jy dit nie doen nie, gaan jy doodgemaak word. Ons sien hierdie presies gebeur in Openbaring 13. En uit die jare het ek 'n ander dier sien opkom. So die eerste dier in Openbaring 13 is die anti-kris, die tweede dier is die vals profeet wat almal kry om die anti-kris te aanbid. So uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam en gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, so die anti-kris aanbid, waarvan die dodelike wond genees is, vers 14. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang het en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En waar dink jy gaan hulle daai beeld opsit? In die tempel. Dit is die waarvan hier gepraat word. So die gruwel van verwoesting is die anti-kris wat gaan kom, homself in die tempel gaan plaas en sê dat hy moet aanbid word en dan gaan hy dit aanhou verwag deur om 'n beeld van homself daar te sit. Dis die prentjie wat ons kry uit die skrif uit. Dit is die gruwelike teken. En Jesus sê dat wanneer hulle hierdie sien gebeur, dan kan hulle weet die einde is naby, die tyd van die groot verdrukking het gekom. En hierdie tyd volgens Daniël en volgens Openbaring is 3,5 jaar lank. So dit was ons eerste punt, die gruwelike teken. Na dit begin dan die tweede gedeelte, die groot verdrukking. So wanneer hulle hierdie sien, wat moet hulle doen? Hoe moet hulle reageer as hulle hierdie teken sien? Kyk na die einde van vers 14. Dan moet die wat in Judea is, na die berge vlug. Vers 15. En wie op die dak is, moet nie afkom en in die huis en ook nie ingaan om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moenie omdraai en wat agter is om sy kleed weg te neem nie. So die anti-kris, aangevuur deur Satan, gaan die Jode en ook die Christene dan vervolg en probeer uitwis met alles wat hy het. Gaan voluit kom. En dit is op daai oomblik dat dit vir hulle noodsaaklik is, belangrik is dat hulle so vinnig as moontlik moet vlug. 'n Deel van die rede is want God het 'n plek van beskerming wat hy vir hulle gaan gee. God gaan hulle in die bergagtige wildernis hulle beskerm op 'n bo-natuurlike manier. Openbaring 12 vers 14 tot 17. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, so aan Israel gegee, sodat sy na die woestyn na 'n plek kon vlug, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd, weer die groot verdrukking tydperk. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. Ek het nie idee wat daai is nie. Andrei weet dalk. Ek het nog nie verder gaan bestudeer nie. En die aarde het die vrou te hulp gekom en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Bonatuurlike verlossing deur God. Dis hoe ek daai beskryf. God kom red hulle. Dan vers 17. En die draak was vertoorn op die vrou en hy het weggegaan en hy's nou nog kwaader want hy kry nie die hore in die hande nie om oorlog te voer nou teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar, die getuienis van Jesus Christus hou. Christene. Okay? Hoe die Jode aanval, kry dit nie gedoen nie. Die van Christene wat op die aarde is, daai stadium, nou gaan hy vir hulle gaan. So hulle moet vlug, dis die punt. So vinnig as moontlik. En jy wil nie hê dan moet een of ander fisiese ding wees wat jou gaan keer om te vlug nie. Kyk na vers 17. Maar wee die vrou wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae en dat julle vlug nie in die winter mag plaasvind nie. So swangerskap, klein babietjie hê, winteromstandighede,
dis alles wat veroorsaak dat jy net nie so vinnig kan vlug soos iemand anders nie, of soos ander tye nie. So weer sien ons net hierdie belangrikheid van spoed om te vlug op daai oomblik, wanneer die anti-kris kom. Hierdie maak dit ook duidelik dat die vlug hierso is iets fisies. Dit is baie moeilik om hierdie allegories of geestelik te probeer interpreteer. Okay, so as vlug hierso 'n geestelike tipe van vorm van vlug moet wees, vlug in Christus in of so iets. Hoe maak dit sin dat jy moet bid dat jy nie swanger is nie en jy kind het nie en dit nie winter is nie. Okay. Dit fisiese dinge wat hulle gaan verhinder, daarom is die vlug 'n fisiese ding. Dis is hierdie alles fisiese gebeurtenisse. Dit moet fisies wees. Moeilik om dit te vergeestelik. Vers 19. Want daardie dae sal daar verdrukking wees, soos daar nie gewees het van die begin van die skepping af wat God geskaap het tot nou toe en ook nooit sal wees nie. So Jesus sê hierdie tydperk gaan erger wees as enige tydperk wat nog ooit was voor hy dit gesê het of enige tydperk wat daarna gaan kom. So hierdie tydperk gaan erger wees as 70 na Christus. En hier is net 'n idee van hoe erg 70 na Christus was. The Jewish historian Josephus, is hier op die bord, recorded that when the Romans sacked Jerusalem and devastated Judea, 100,000 Jews were taken prisoner and another 1.1 million died by slaughter and starvation. So many Jews were crucified that their heels were emptied of trees in order to build enough crosses. So letterlik kan jy dit sien. En dan sal nog 'n erger gebeurtenis as dit gewees. Tweede Wêreldoorlog in die Holocaust met 6 miljoen Jode wat doodgemaak is. En Jesus sê daai tydperk gaan nog erger wees as dit. Hierdie tyd gaan so verskriklik wees want Satan aan die een kant, deur middel van die anti-kris, gaan die Jode en die Christene vervolg en doodmaak met alles wat hy het. Dis die een kant, maar hierdie tydperk is ook so erg want God se oordeel begin kom, nê? En die einde van daai seelsoordele en die trompetoordele en die bakke of skaaloordele wat Openbaring van praat, gebeur in hierdie tydperk. So daar's Satan wat veg met Christene en die Jode en daar's God wat oordeel bring oor die wat nie gered is nie. En as jy net gaan lees daai stuk in Openbaring vinnig, nê, ons het dit gedoen by die Bybelstudie nou die dag. Ons is toevallig in dieselfde stuk by die Bybelstudie. Die groot punt wat ons daarin sien het, is hoe God sy eie mense beskerm en hoe God wanneer hy oordeel bring oor ongelowiges, dat hulle self aanhou verhard en nie wegdraai nie. En dit net soos reg is, regverdig is dat God dit doen. Dit was nie in my notas gewees nie. So, dit is verskriklik wat hierdie gaan gebeur en vers 20 gee ons 'n idee daarvan. Vers 20 sê, as die Here die dae nie verkort het nie, sou geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes wat hy uitverkies het, het hy die dae verkort. Soos God nie die groot verdrukking tydperk beperk het nie, tot 3,5 jaar nie, sou almal en alles doodgegaan het op aarde. Hy sê daar sou geen vlees gered word nie, en hy bedoel daar fisies. Almal gaan doodgaan. En hierdie is nie net Judea en Israel wyd nie, hierdie is wêreldwyd waarvan gepraat word. God gee genade en dit strek selfs oor die hele wêreld, dat hy die tydperk korter maak, dit strek selfs oor ongelowiges, hierdie. So God gee genade, hy doen dit juis as gevolg van die uitverkorenes wat hy uitverkies het. Daarom maak hy die tydperk korter. So God se algemene genade gaan selfs in die groot verdrukking nog van toepassing wees. Ons kan amper nie dit dink nie. So selfs in daai oordeele gaan God mense minder gee as wat hulle sonde verdien. Dis interessant om daaroor te dink en dat hy dit inperk op die ou en sê ek gaan nie almal op hierdie wrede manier net oordeel nie. Maar ons sien ook dat Jesus of God doen dit as gevolg van sy kinders. Okay, so dis as gevolg van Christene wat daar is, wat God nie hierdie gaan doen nie. So wat is die oplossing vir ons land? Dat ons land nie onder God se oordeel sal kom nie. Ons moet die evangelie gaan verkondig.
Okay, ons moet gaan mense gaan vertel van Jesus. Ons moet aanhou die evangelie gaan leef en dit gaan verkondig. Dis wanneer God genade sal hê oor ons land. Dis die oplossing, dis die antwoord vir ons land. En verder wat ons ook sien in hierdie wat sê dat God het dit ingeperk, is dit God is in beheer. Selfs wanneer Satan kom en die anti-kris op aarde regeer, is God steeds in beheer. Dis ons sien, hy besluit hoe lank. Hy besluit hoe ver. As hy 'n streep in die sand trek, sal die Satan en anti-kris nie 'n toon oor daai streep kan sit nie, as hy dit so bepaal. En dis presies wat hy doen. Hy sê, tot so ver en dit is die einde. En dis ook deel van Daniël se boodskap. Nee? Soveel van daai verskillende konings in Daniël is dit die boodskap. God gee tydperk. En hy sê, dit, en dan gaan dit eindig. En Nebukadneser, jy ook, en jy gaan vir so lank gaan jy hier eet, en dan gaan dit eindig. Nee? En vandag gaan jy vernietig word. Hoofstuk 5, volgende koning. So dis die punt, is God is in beheer. En dis is al die beloftes wat God vir ons maak, ook van toepassing. Hy is in beheer, hy kan dit als uitoefen. Hy kan dit als doen. 1 Korintiërs 10 vers 13. Hierdie maak dit net nog meer bemoedigend as ek nou na hierdie vers kyk. As God in beheer is van die groot verdrukking, dan is hy ook in beheer van hierdie goeders in 1 Korintiërs 10 vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo die julle kragte versoek word nie, maar sy saam met die versoeking oor die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra, sal kan deurgaan, tot die einde van daai toets, versoeking. So God trek die streep vir elke toets, en elke versoeking, en elke beproewing, en elke swaar kry, en elke pyn in jou lewe. En dit sal net gaan, so ver soos hy dit toelaat. As hy die groot verdrukking kan nie uitgaan nie, selfs met jou lewe. So, ons kan God vertrou, vir dit wat hy toelaat in ons lewens. Jy kan weet, God is getrou in jou swaar kry, in jou toets, in jou pyn, in jou donker dae. Kyk na vers 21 en 22. En as iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus, of kyk daar, moet dit nie glo nie, want daar sal vals Christusse en vals profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Die mense in daai tydperk, maar veral die Jode, gaan so desperaat wees vir verligting, dat hulle is net besig om te sê, Messias, kom asseblief, kom red ons, kom kry ons uit hierdie uit. En dis is daar 'n geleentheid vir vals Messias om te kom, en vals profete om op te staan en te sê, daar is die werklike Messias. En hulle gaan selfs wonders doen en tekens doen. Maar kyk nou na daai wonderlike woorde aan die einde van vers 22. Hulle sal tekens en wonders doen, om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. As dit moontlik was. En die implikasie is, dis nie moontlik nie. God, die Vader, hou sy kinders in sy hand. Hulle sal nie wegval nie. Jesus tree in vir sy broers by die Vader. Hulle sal nie wegval nie. Die Heilige Gees het elke gelowige beseeld en is hulle onderpand. Hulle sal nie wegval nie. God drie eenheid, Vader, Seun en Gees, verseker dat geen ware kind van God sal wegval nie, as dit moontlik was. Johannes 10, vers 28 en 29. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Dis Jesus wat hier sê. En niemand sal uit my hand uitruk nie. Vers 29. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal en niemand kan hulle uit die Vader se hand uitruk nie. Selfs nie die anti-kris, selfs nie groot verdrukking nie. Johannes 6, vers 38 en 40. Want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Wat is die Vader se wil? Vers 39. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het.
hierdie is een van die mooiste plekke om te sien God se soewereiniteit in redding en die mense verantwoordelikheid in redding. Albei van daai reg langs mekaar. Almal wat God gegee het, okay, vers 39, vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en hom in glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En daar is die antwoord vir enigiemand wat angstig is oor die toekoms. Dis waar jy veilig is. Geloof in Jesus Christus. Ewige lewe wat hy jou gee, en hy sal jou opwek in die laaste dag. So kinders, as julle bang word, wanneer ons oor oordeel praat, en ons praat oor die dag van die Here, en God se oordeel, gaan na Jesus toe. Gaan na Jesus toe. Glo in hom. Vertrou in hom, dat hy jou red van jou sonde. En dat hy jou dus vry maak van die oordeel ook van daai sonde. Maar dat hy ook nie net tot buitekant red en van die dinge buitekant nie, maar dat hy actually jou hart kan verander. Ja, want julle weet, kinders wat hier ouers het, wat vir hulle leer, hier is wat reg is, hier is verkeerd is, weet hierdie hart, wil dit nie doen nie. Ek sukkel, ek weet dis wat ek moet doen, maar ek kan dit nie doen nie. Gaan na Christus toe, gaan na Jesus toe. Hy kan jou red, hy kan vir jou 'n nuwe hart, 'n nuwe natuur gee. En hy sal jou red, en hy sal vir jou die ewige lewe gee, en jy sal nooit verlore gaan nie, as dit moontlik is. Dis nie moontlik nie. En julle, as ons dan nie sal wegval nie, dan gaan geen swaar kry nou, of siekte nou, of pyn nou, of in die toekoms, of selfs die pad na die dood toe, maak dat jy wegval nie. As God ons deur dit kan vat, die groot verdrukking, en ons kan help om te volhard tot die dood toe, meeste mense is dit tot die dood toe dan kan hy ons help om dit nou ook te doen. As ons dan kan verdra, dan kan hy ons nou dra, nê, in die res van jou lewe, tot die einde toe. So gaan na hom toe, en vra hom, as jy angstig is, of jy is bekommerd, of jy is sukkel, of jy is iets swaar, Here, ek sukkel my geloof om aan U vas te hou. Here, help my nou, hou my vas, help my om te volhard tot die einde toe. En hy sal dit doen. Hy sal dit doen. En dit is ongelooflik. In die groot verdrukkingstuk, hierdie verskriklike stuk, is daar bemoediging vir ons. En dis die wonder van God se woord. Dat ons bemoedig kan word wanneer ons kyk na 'n stuk soos hierdie. Vers 23. Maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het alles vir julle vooruit gesê. Soos die Engelse sê, to be foretold is to be forewarned. Right? So Jesus het ons en almal wat hierdie lees gesê wat gaan kom, en dus kan ons gereed wees daarvoor. So dit was die gruwelike teken, en dit was die groot verdrukking, en nou kom ons laastens by die wonderlike koms van Jesus. Vers 24 tot 27, en oor 2 weke gaan ons verder gaan en verder kyk na dit. Vers 24. Maar, daar was nou net hierdie vals ouens wat gesê het, is die Messias, daar is die Messias. Vals, maar, kontras, nou kom die regte ene. Hier kom die ware ene, en dit gaan duidelik wees wanneer hy kom. In daardie dae, na die verdrukking, Matteus sê, direk na die verdrukking, sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre van die hemel sal val, en die kragte wat in die hemel is, sal geskit word. Baie van die profete oor die toekoms sê dat daar gaan astronomiese veranderinge gebeur in daai laaste dae. Okay, astronomies in die terme van die woord hoe ons dit gebruik, groot, daar is 'n astronomiese ding. En astronomies in terme van letterlik, okay? Maan, son, wat beïnvloed word in die sterre. Okay? Wanneer Jesus kom, sal dit duidelik wees, die son en die maan gaan dowwer word. En dit is asof die toneel geskep word vir hom om te kom. Daar's hierdie donker agtergrond wat nou gesit word. Almal se aandag is daar, wat gaan aan? Okay, wat gaan gebeur? En nou kom hy, wie? Ridder op die wit perd. Die ridder op die wit perd. En alles in sy beskrywing is van hierdie helder en glans en heerlikheid wanneer hy kom. Dit sit die toneel vir wanneer Christus kom. Openbaring 19 vers 11.
Toe het ek die hemel geopenbaar gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid en sy oë was soos 'n vuurvlam en sy hoof was baie krone, diadems, sê die Engels. Wat 'n wonderlike dag gaan dit nie wees nie, wanneer Christus kom. Vers 26. En dan sal hulle die Seun van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid. Wat 'n dag gaan hierdie nie wees nie, wanneer Christus kom met groot krag en heerlikheid. En hy gaan dan kom om te oordeel en hy gaan kom om te red, redding finaal te maak. Maar ons moet eers vra, wie gaan hom almal sien? Hy sê daar, kyk dan na vers 26, dan sal hulle die Seun van die mens op die wolke sien. Jesus het nog die hele tyd gepraat van julle. Fokus op die Jode. Okay? Maar nou praat hy van hulle. Wie is die hulle? Wel in Matteus is dit baie duidelik. Matteus 24 vers 30, selfde gedeelte. Sê Jesus, dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. So die hele is die nasies, die hulle, nie die hele nie, die hulle is die nasies van die aarde. Almal wat op daai stadium leef op die aarde gaan Jesus sien, soos wat hy terugkom wanneer die agtergrond swart gemaak is met hierdie groot krag en hierdie heerlikheid, hierdie majesteit, hierdie glansrykheid. En vir baie van dit gaan sien, gaan dit die mees vreesaanjaendste beeld ooit wees in hulle lewe. Openbaring 19 vers 14 en 15. En die leeu's in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. Hy trap die pasgryp van die wyn van die grimmigheid van die toorn van God, die Almagtigste. Ek weet hoeveel woorde daar aan die einde van oordeel, die pasgryp, die grimmigheid, die toorn. As die ore wat kom. Okay, maar vir die wat gered is hierdie die wonderlikste dag ooit. Hierdie is waarna ons uitsien, die wat gered is. Kolossense 3 vers 4, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, sal julle ook saam met hom in heiligheid geopenbaar word. En hy sê juist dan, ons moet ons oë hou op Christus, nê? Soos wat ons lewe nou, moet ons oë hou op die dinge wat daar bo is, waar Christus is. En ons oë hou op die toekoms, vir wanneer Christus kom, want hy is ons lewe. En dan deel ons in sy heerlikheid. En hierdie is 'n dag waar nie net Christene en God se kinders na voor verlang nie, dis selfs die skepping sien uit na hierdie dag. Romeine 8 vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlange. Okay, ou woord vir die kinders. Wat dit beteken, baie sterk, ek soek hierdie ding graag. Okay, baie meer as wat jy wag vir Kersfees. Okay, ek soek, dis wel vir die aarde wag vir hierdie ding. Waarvoor? Waarvoor wag dit? Op die openbaarmaking van die kinders van God. Vir die dag wat Christus terugkom en hy bring al die uitverkorenes saam met hom en almal wat op daai aarde is op daai stadium, hy wys wie hulle almal is. Dis waarvan vers 27 praat. En dan sal hy sy engele uitstuur en hulle sal sy uitverkorenes uit die 4 windstreke versamel van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel. Oralste, al sy kinders word duidelik gemaak en geopenbaar. Hy voltooi hulle redding. Jesus maak al sy mede-erfgename, die kinders van God, die uitverkorenes, bymekaar sodat hulle saam met hom kan regeer in sy koninkryk. Op daai dag gaan hy nie kom soos die eerste keer wat hy gekom het, afhanklike baba nie. Op daai dag kom hy ruiter op die wit perd, swaard in die mond. Hy kom om te oordeel en hy kom om te red. Die vraag is jy reg? Is jy reg vir Jesus om te kom? Is jy deel van die uitverkorenes vir wie Jesus se koms die mooiste, die beste ding, gebeurtenis ooit gaan wees? Of gaan daai dag vir jou die verskriklikste dag wees nog ooit? Wanneer jy gaan geoordeel word vir jou sonde, gaan bewaar word dan om later in die poel van vuur gegooi te word. Openbaring 20 vers 14.
So Jesus het ons die pad aangedui na die einde toe. Hy het vir ons die pad tekens gegee. En ons moet luister, ons moet hulle volg. Maar in vers 28 tot die einde van die stuk sê hy vir ons hoe ons daai padtekens moet gebruik. En dit gaan ons eers sien oor 2 weke van nou af. Kom ons sluit die oë. Heer, ons is dankbaar dat ons selfs in hierdie stuk wat in die tydperk wat kom, Here, as ons daaroor dink, verskriklike tydperk is, Here. Dat ons in die midde daarvan kan bemoedig wees en kan sien hoe U uitverkorenes hou, hoe U die dae korter maak, hoe U algemene genade het, maar hoe U spesifieke genade het ook oor die kinders. Nee, dat ons kan weet as U dan in beheer is, dan is U vandag in beheer. En ons kan U vandag vertrou. Vir wat ook al U oor ons pad bring. Wat U goed dink om ons te vorm en ons meer soos Christus te maak, Here, ons kan U vertrou vir daai dinge. En ons kan met U hulp en U krag volhard deur dit, Here. En help ons dat ons na U toe sal uitreik en aan U sal vashou, Here, in die tye wat dit moeilik is en swaar is en wanneer ons in versoeking val om te sondig, Here. Help ons om te volhard. Ons is dankbaar, Here, dat U gee vir ons U woord. U gee vir ons U Gees, dat U woord vir ons oopmaak. En ons help om te verstaan en toe te pas. En Here, U gee ook vir ons gemeente, en dat ons saam met mekaar hierdie pad kan stap, Here. En mag ons aanhou mekaar bemoedig, mag ons aanhou volhard, en net mekaar aanspoor en aanspreek, Here. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.